Deuteronomium, hoofstuk 9. Jy moet nou baie mooi luister, Israel. Jy staan op die punt om oor die Jordaanrivier te trek, en jy gaan nasies wat baie groter en sterker as jy is, daar uitverdryf. Hulle het baie groot stede wat tot die hemel toe versterk is. Die Enakiete woon ook daar. Hulle is baie lank en baie sterk. Jy het al gehoor dat daar van hulle gesê word, sal enige iemand staande kan bly voor die Enakiete. Besef dan dat die Here jou God, wat voor jou uittrek oor die Jordaanrivier, soos 'n verterende vuur is. Hy sal hulle persoonlik uitroei en in jou onderwerp, en jy sal hulle verjaag en uitroei, presies soos die Here beloof het. Jy moenie in jou hart dink dat dit as gevolg van jou regverdigheid is, dat die Here hulle voor jou uitverdryf om die land in te neem nie. Nee, die Here dryf hulle voor jou uit, omdat hierdie nasies baie goddeloos opgetree het. Dit is beslis nie omdat jy so regverdig is, of omdat jy so opregte hart het, dat jy die land gaan inneem en dit erflik gaan besit nie. Maar, omdat hierdie nasie so goddeloos is, en omdat hy die belofte wat hy met 'n eed aan jou voorvaders, Abraham, Isak en Jakob afgelê het, tot vervulling wil bring, dryf die Here jou God hulle voor jou uit. Jy moet dus mooi verstaan dat die Here jou God nie hierdie goeie land vir jou gaan gee om in besit te neem, omdat jy so regverdig is nie, want jy is 'n baie hardkoppige volk. Jy moet nooit vergeet hoe kwaad jy die Here jou God in die woestyn gemaak het nie. Julle was al die pad van Egipte af tot by hierdie plek gedurig in rebellie teenoor die Here. Selfs by Horeb het julle die Here baie kwaad gemaak. Die Here het so kwaad geword vir julle, dat hy julle op die plek wou uitwis. Vir 40 dae en vir 40 nagte het ek geen kos geëet of water gedrink gedurende die tydperk wat ek op die berg was om die 2 kliptafels met die verbond wat die Here met julle gesluit het te ontvang nie. Die 2 kliptafels wat met die vinger van God beskryf is, het die Here aan my oorhandig. Die woorde wat die Here vanuit die vuur met julle gespreek het op die dag toe julle daar by die berg bijeengekom het, was daarop geskryf. Die 2 kliptafels met die verbond het die Here aan die einde van die 40 dae aan my gegee. Toe het die Here vir my gesê, jy moet opstaan en dadelik afgaan na onder, want hierdie volk van jou wat jy uit Egipte gebring het 'n vreeslike ding aangevang. Hulle het baie gou weggedraai van die pad wat ek hulle gesê het om te volg, want hulle het vir hulle 'n afgodsbeeld gegiet. En die Here het verder vir my gesê, ek sien dat hierdie volk baie hardkoppig is. Los my dat ek hulle kan vernietig en hulle naam onder die hemel uitroei. Dan sal ek jou 'n baie groter en sterker nasie maak as wat hulle is. En ek het die berg afgeklim. Die vuur het op die berg gebrand, en ek het daar die 2 kliptafels waarop die verbond geskryf was in my 2 hande gedra. En ek het opgemerk dat julle werklik teen die Here julle God gesondig het. Julle het vir julle die beeld van 'n kalf gegiet. Dit het nie lank vir julle geneem om weg te draai van die pad wat die Here gesê het julle moet volg nie. Die 2 kliptafels wat in my hande was, het ek op die grond neergegooi, en dit het voor julle oë in stukke gespat. En ek het weer vir 40 dae en vir 40 nagte voor die Here gelê. Gedurende daardie tyd het ek nie enige kos geëet of water gedrink nie, want julle het 'n verskriklike ding gedoen wat baie verkeerd was in die oë van die Here deur hom so kwaad te maak. Ek was verskriklik bang vir die woede waarmee die Here julle wou uitwis. Genadiglik het die Here weer na my geluister. En die Here was net so kwaad vir Aaron en hy wou hom doodmaak. Maar ek het gedurende die tyd ook vir Aaron gebid. Ek het daar die sonnige kalf wat julle gemaak het met vuur verbrand. Daarna het ek dit so fyn so stof gemaal. Daardie fyn stof het ek toe in die bergstroom gegooi. Julle het ook die Here by Tabera, Massa en Kibrot Taava baie kwaad gemaak. En julle was by Kades Barnea ongehoorsaam aan die bevele van die Here toe hy julle beveel het, julle moet nou die land intrek wat ek aan julle gee. Van die begin af toe ek julle leer ken het, was julle gedurig deur in rebellie teen die Here. Vir 40 dae en vir 40 nagte het ek in die teenwoordigheid van die Here gelê, want die Here het gesê dat hy julle wou uitwis. Toe het ek tot die Here gebid, Here, moet asseblief nie hierdie volk wat aan u behoort en wat u met 'n sterk hand uit Egipte gebring het, uitwis nie. Dink tog aan Abraham, Isak en Jakob, u knegte. Moet asseblief nie teen hierdie hardnekkige volk se hardvogtigheid en sondes vaskyk nie.
want dan kan die land waaruit u hulle gelei het dalk sê, die Here het hulle in die woestyn omgebring, omdat hy hulle gehaat het, en nie kon bring in die land wat hy hulle beloof het nie. Hierdie volk behoort tog aan u, en u het hulle self deur u groot krag en uitgestrekte arm uitgelei.